In die naam van die Here begin ons dan ook hierdie erediens. Stuur dan nou, o God, u lig en u waarheid en lei ons na die heilige berg, u heilige berg, vir 'n weerontmoeting met u. Broers en susters, genade, liefde, vrede en krag vir u elkeen, vanaf ons driemaal heilige God, om in dae van beproewing sterk en staande te kan bly. Amen. Ons skriflesing gemeente kom vanoggend vanuit die Filippense brief. Ons gaan luister na Filippense hoofstuk 2 vers 5 tot 11. Filippense hoofstuk 2 vers 5 tot 11. Hier tussenin is daar 'n opskrifie, die voorbeeld van Jesus Christus. Hier tussen vers 4 en vers 5, die voorbeeld van Jesus Christus. Dit dan Filippense hoofstuk 2 vers 5 tot 11. Liewe gemeente, die woord van die Here. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moet vasklem nie, maar hy het homself verneder, die gestalte van 'n slaaf aangeneem en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is die Here, tot die eer van God die Vader. Net tot sover. Die woord van God hou die ewige lewe. Geliefdes, kom laat ons saam bid. O Here, ons verlaat ons op U en alleen op U, want U bepaal ons ingang en ons uitgang. U is die een wat elke dag vir ons die bos oopkap, die deure oopmaak of toehou ter wille van ons. Here, ons berus by die wete dat U ons pad vir ons uitlê. Kom wat wil, die Here is in beheer. Laat ons hierdie wete ter harte neem. As ons soos dit behoort te wees, U klein kindertjies voor U troon kom sit, dat ons daar sit met daardie geruste wete. Alles, elke dag, altyd, kom na ons toe, deur U, o Here, wat keer, goedkeur, ja en afkeer. Niks wat op ons pad kom, gaan verby U nie. U weet van alles, en daarom die goeie, ons beleef dit as seën, en die swaar en die proef, ons beleef dit as loutering. Laat ons nooit dink, U het ons verlaat nie, maar laat ons altyd onthou, dis U wat met ons die pad stap. Nooit sal die gewig te swaar wees nie, want nooit sal U ons toets bo ons vermoë nie. En terwyl ons dra dit wat swaar is, vertrou ons en weet ons, U dra die vrag saam met ons. Daarom bid ons, Here, dat U ons nie sal
oordeel in die oomblik van woede, in die oomblik van morbiditeit, en negativiteit en moedeloosheid nie, maar dat U ons ook nou weer sal hoor. As ons hier saam in U tempel is om aan U die eer te bring, dat U ons, o Here, sal hoor altyd deur die barmhartige liefde van Jesus Christus, soos ons hom ken, wat vir ons die grootste prys betaal het. En daarom, Here, hoor ons asseblief ook in ons omstandigheid so. Wees U ons genadig op grond van die middelaar, op grond van die voorspraakmaker, die een wat vir ons instaan, die een wat alles alreeds vir ons volbring het. Laat ons dit ook onthou, wat ons hele lewe aanbetref. U het dit so gegee, dit vir ons so in U goedheid gegee, dat ons kan sê, dit is volbring. Laat ons daarom dan elke dag asemhaal en lag en lewe en hoop hê en moed hou met daardie wete ons doen dit tot U eer. Kom dan saam met ons. Tel ons op uit die put van moedeloosheid uit. Maak ons weer opnuut besef, alles wat op ons pad kom, Here, U was daar, U sal ons deurdra, U sal ons nooit verlaat of versaak nie, goeie Heer. U ken elkeen van ons by die naam, U ken ons omstandighede, U verstaan. Vat ons dan nou ook verder, Here, en lei ons die beloofde land binne. Geef vir ons die krag om nou tydens die woestyntog moed te hou en sterk te bly, geloof te hou en steeds U kind te bly wat liefde leef. Maak dit vir ons moontlik, o Here. So vra ons dit, terwyl ons hier saam is in U naam, om U naam groot te maak, in Jesus Christus se koninkryk en guns. Amen. Ons almal smag na redding. Ons almal hinker na verlossing. Verlossing en redding het sekere implikasies, het sekere konsekwensies, gegeewe aspekte wat deel is van verlossing en redding. Die eerste wat by 'n mens opkom, as jy so daaroor dink, is sekerlik bevryding. Verlossing bring bevryding. Bevryding van skuld. Van skuldgevoelens wat jou taan. Dit bring bevryding van die mag van die donker oor jou lewe. Al bly dit daar, daarvan is jy verlos. Daarvan is jy bevry. Bevry van bande wat jou bind. Bevry van die dood, want verlossing bring die lewe. Verlossing bring ook verbetering. As 'n mens mooi daaroor dink, natuurlik is jy mos beter af as jy verlos is. Aan die hand van die beeld van verlossing in die Ou Testament, dink bietjie so daaroor. Toe Israel verlos is, gered is, daarvan uit die mag van die Filistyne, die Egiptenare, het daar vir hulle 'n beter omstandigheid ontstaan. Hulle was nie meer onder die slawejuk van die Farao en die Egiptenaars nie. Hulle was nie meer onder die sware las van die steengroewe en sware arbeid nie. Hulle omstandighede was beter. Hulle het 'n beloofde land ontvang, die land van melk en honing. Daar het hulle in hulle eie huise gewoon. Hulle het hulle eie landerye bewerk, hulle eie besighede opgerig, en dit het met die volk van God goed gegaan. Dit het werklik, as gevolg van die verlossing, met die volk van God beter gegaan.
Maar lees 'n mens deur die hele Bybel en neem jy alles in ag, dan is daar mos altyd 'n klomp aspekte wat 'n mens moet verdiskonteer. Dis miskien om soos na 'n diamant te kyk vanaf die een kant en 'n mens sien 'n prentjie en as jy van bo af kyk, sien jy iets anders, al is dit dieselfde diamant. So is dit ook rondom baie sake van die Bybel. En spesifiek dan ook oor redding en verlossing, waarna elke een van ons smag. Ons het vandag te doen gekry met die aspek van redding en verlossing wat verband hou met prysgawe. Wat verband hou met offer. Ons het gelees waar Paulus die gemeente oproep om die voorbeeld van Jesus Christus na te volg. Om as verlosstes en gereddes te lewe. Dan moet ons sy voorbeeld in ons lewens leef. So mooi word daar gesê, Jesus was Gods gelyke. Hy is God. Johannes getuig oor hom en sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het mens geword en onder ons kom woon. Dis waarvan Paulus dan ook in ons geleesde gedeelte praat of skryf as hy hierdie saak aanraak. Jesus, Gods gelyke, gee dit prys om mens te word. Jesus, Gods gelyke, gee sy hemelheerlikheid prys, sien dit af om na die aarde toe te kom, om hier te wees, om mens te word. 'n Mens wil sê, 'n heerlike hemelse heerlikheid word prysgegee om die smet van menswees te aanvaar. 'n Vernedering, 'n reuse offer, 'n reuse prysgawe. Maar hy doen dit. Wat dit hom presies gekos het, kan ons eintlik met ons mense verstand nie voorstel nie. Want nou sou God honger word. Nou sou God kwaad word, hartseer word, teleurgesteld wees. Nou sou hy ook blootgestel word aan die daaglikse van versoekinge om elke hoek en draai. Maar hy word mens vir ons. 'n Prysgawe van hemelse heerlikheid. En dan lees ons, hy word nie maar net 'n mens nie. Daar is nog 'n verdere afdaling. Hy word die dienskneg van mense. Hy's 'n kneg. Hy word in 'n omgewing groot, wat ons vandag sal van praat as 'n buurt in ons omgewing, wat regtig die minste gegoed is. Oor hom het die Sanhedrin se priesters en die fariseërs gesê, wat moontlik goed kan daar dan nou uit Nasaret uitkom? Hy word 'n dienskneg, 'n voetewasser van sy disippels, 'n verdere prysgawe van sy hemelse heerlikheid. En dan uiteindelik weet u op wat dit verder uitgeloop het. Die grootste vernedering. Hy hang aan die skandpaal. Dis wat die kruis genoem is. 'n Paal van skande terwille van ons. Die grootste prysgawe. Hy gee sy lewe. Hy gee sy lewe as offer vir elke een van ons. In ons geleesde gedeelte word ons opgeroep en daaraan herinner dat verlossing en redding
Nie net bevryding en, kom ons sê nou maar verbetering as sulks inhou nie. Natuurlik dit, en dis die kosbare. Maar daar is meer wat u en ek nie uit oog uit moet verloor nie. Verlossing en redding vra offers. Dit vra prysgawe. Dit vra dat jy sekere dinge in jou lewe en jou menswees bereid sal wees om af te staan, prys te gee. En die baie belangrike wat 'n mens hier ook sommer raak lees, waaroor Paulus praat as hy Jesus as voorbeeld voorhou, is die belangrike van die afsien van mag en status. Die vernedering wat Jesus bereid was om deur te gaan. Is u en ek bereid om mag en status prys te gee? Die arme disippels was al maar soos ons. Hulle stry oor wie wil links en wie wil regs van Jesus sit as sy koninkryk aanbreek. Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Dan verras Jesus hulle en roep 'n kindjie nader en sê, sy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Maar so was dit maar al van die begin af. By ons as mens die soeke na mag en status, na verhoging, na hoogheid. Daardie eerste versoeking in die paradys. Die verduideliking vanuit die donker, die motivering om daardie versoeking te aanvaar. Eet en julle sal soos God wees. Hoor u daardie elevasie, daardie oplig in die versoeking. Die mens het sy posisie gehad. God het hom geskape as die besondere draer van God se beeld. Die een wat tot eer van God moet bestaan, wat God moet verheerlik deur elke dag daar in die paradys te floreer. Die mens het sy posisie gehad. Maar nee, daardie posisie is natuurlik vir die mens nie aanvaarbaar nie. En die versoeking kom, want hy wil gelyk aan God wees. Hy wil God se plek inneem. Die stryd teen die sonde. So maklik streef die mens, en dis elkeen van ons, na mag en status, na 'n hoër posisie, om belangrik te wees. En baie keer in die proses is dit sodat die dinge wat kosbaar is, ongelukkig skade ly. Mense se gesinne, mense se familie, mense se tyd om net mens te wees, word afgeskeep. En God se dinge word afgeskeep. Ons word opgeroep deur Filippense hoofstuk 2 om versigtig te wees in hoe ons lewens lei, as ons leef as verlostes en gereddes rondom die versoeking van mag en status. En net so ook daardie ou groot een in elke een van ons word in hierdie gedeelte aangespreek. Daardie eie ek, waar ons herinner word aan hoe maklik ons onsself vooropstel, hoe ons onsself in die middel van dinge wil hê, en wil hê alles moet rondom ons draai. Mense word jaloers op mekaar, as gevolg van daardie ouetjie, die eie ek. Hulle word jaloers as iemand anders presteer, want daardie persoon vat dan nou die kollig dalk van my af, of die feit dat ek in die middelpunt staan, is dan nou nie meer so duidelik nie. Paulus skryf van die Galasiërs. Hulle wat aan Jesus Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy liste gekruisig. Daardie eie ek wat in die pad staan van ware diensbaarheid, wat in die pad staan van ware liefde vir my medemens onvoorwaardelik.
is iets wat ons verhinder om werklik waar as verlostes te leef. So maklik wil ons altyd ons wil handhaaf. In kontak met ander, by die skool, dalk by die werk, by die kerk. Ons wil ons laat geld. In plaas daarvan om ander se stem ook te hoor en dit ook in ag te neem. Ons dwing baie keer ons wil op ander af en dit bring botsings. Dit bring sekere verwydering mee. In plaas daarvan dat ons bereid is om 'n tree terug te tree en nie te manipuleer met daardie wil wat ons wil laat geld nie. So maklik staan die jaag na prestasies, broers en susters, in ons pad. Juis om daardie trappe te klim boontoe om hoër te wees. Nie dat dit noodwendig verkeerd is nie. Ons moet die gedeelte korrek verstaan. Maar ons moet perspektief hou en ons moet onthou wat werklik belangrik is. Want dit is in ons almal, dis die sondige natuur, wat wil vra dat ek self groot moet wees, dat ek self die belangrikste moet wees, dat ek self die beste moet wees, dat ek ander in die kompetisie kan trap en laat val soos wat ek wil. Die voorbeeld wat Jesus stel, is anders. Jesus se voorbeeld is, hulle wat groot wil wees, moet klein wees. Die wat eerste wil wees, moet laaste wees. Die ander ou voor my plek gee. Nie my eie self handhaaf, onverskrokke en onvoorwaardelik nie. Jesus stel 'n voorbeeld wat die normes en die waardes van die ou wêreld heeltemal op sy kop gooi. Jesus draai dinge om. Hy herinner ons daaraan dat ons moet seker maak dat ons nie onsself altyd in die middelpunt wil stel nie. Dat ons nie altyd die ou grootste en die belangrikste in omstandighede wil wees. As ons dalk met mense verskil, as ons dalk 'n argument gehad het en ons moet vir mekaar ekskuus sê. Ons word daaraan herinner dat ons moet bereid wees om ander se belang voorop te stel en nie altyd te soek na ons eie handhawing nie. Hy herinner ons daaraan dat ons nie altyd moet wil ontvang nie, maar dat ons as gelowiges juis bereid moet wees om te kan gee, om prys te gee, om af te staan, om plek te maak vir iemand anders. Die gedeelte roep ons om te dink, om te wonder. Maar is ek regtig bereid om die voorbeeld van Jesus Christus na te volg? Om myself te ontledig? Met ander woorde, om prys te gee, om af te staan, om daardie gesindheid te hê wat Jesus gehad het, van Vader, vergewe hulle. Moet hulle dit nie toeskryf nie. Dis moeilik, maar dis die oproep. Moeilik, want kyk 'n mens na die wêreld en dan sien 'n mens 'n totaal ander prentjie. Is die wêreld nie in die gemors wat hy is, oor mense se selfsug en mense se eersug en mense se soeke na mag en status en die klim van trappe om nog meer en meer te hê en meer uit die planeet te suig en die planeet te maak wat die planeet reeds is. Ons moet anders wees, sê die woord. Ons moet volg in die voetspore van Jesus. Ons word opgeroep in ons geleesde gedeelte om sy voorbeeld na te volg. Ons moet goed begryp dat ons nie moet prys gee om in die koninkryk te kan kom nie, want dit kan ons nie doen nie. Die prys gee kom alleen
deur Jesus Christus. Met ander woorde, as ons aan Jesus Christus behoort, dan sal daardie gesindheid by ons wees. Laat ons daarom eers te gaan sê en gaan soek na 'n stywer gryp en greep van 'n swakker hand in die sterke hand van God onsse Vader, sodat ons die vermoë sal hê om werklik vanuit ons verlossing te kan leef. Ons word nie verlos op grond van wat ons doen nie. Ons word verlos omdat God se genade so groot is. Maar dan moet daardie nuwe goeie boom die goeie vrugte dra. Ons staan af, ons gee prys. Nie sodat ons gered kan word nie. Ons staan af, ons gee prys. Ons leef die nuwe lewe omdat ons gered is. As 'n mens dit verstaan, dan kry jy hoendervleis. Dan is dit nie meer vir jou so verskriklik om vir iemand op te staan en te sê, sit jy gerus hier nie. Dan is dit nie meer vir jou verskriklik as jy dalk 10de in die ry staan en jy geduld moet toon in die ou wêreld daar buite nie. Dan is jy bereid om af te staan en om prys te gee. As ons bely dat ons kinders van God is en as gereddes in hierdie wêreld leef, dan moet dit duidelik wys. Dan moet ons bereid wees om in daardie voetspore van Jesus Christus te volg. Dan moet ons bereid wees om werklik waar sy voorbeeld ter harte te neem. Om die wonderlike van bevryding en verbetering in ons lewens te ervaar en dit uit te leef. Om te weet dis volbring, dis gemaak, maar ook ons moet bereid wees om opofferings te maak, om prysgawes te bring. In tye wat dit moeilik is, tye wat dit nie so maklik is om steeds te kan sê die Here is goed. Die Here is in beheer. As ons geliefdes siek is, en ons geliefdes begrawe, en ons werk onder druk is, en ons almal onder druk is oor die omstandighede, dan is dit nie so maklik nie. Maar onthou wat het Habakuk in geloof gesê. Al het die vrye boom geen bloeisels nie, en die beeste is afwesig in die krale, en die kleinvee is nie in die kampe nie. Daar's nie 'n olyfoes nie, daar's nie 'n wingerdoes nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ons moet vashou, ons moet volhou, ons moet aanhou. Sou ons in moeilike omstandighede soos die van vandag nie onthou nie, en nie daarvan bewus gemaak word, dat ons ook steeds bereid moet wees om prysgawes aan te bring in ons eie lewe terwille van die koninkryk nie, dan sou ons dalk nie as gereddes leef nie. Want party mense leef soos gewoonlik in die verlede met hulle werk normaal. Werk toe elke dag, verdien hulle brood. Die kinders gaan skool toe elke dag, doen hulle plig. Die kinders neem deel aan sport soos altyd. Die mense verkeer sosiaal soos altyd. Maar by die kerk afwesig. Is daar 'n prys om te betaal? Matteus hoofstuk 16 vers 25. Wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit kry. Amen. Broers en susters, kom ons dank saam. Troue Here, ons dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Vir elke siel vandag hier saam onder die sambreel van U goedheid en guns, om U hier te kom dien en te eer, om te kan weet ons is by mekaar gespaar, ons is saam as gemeente van U. Vader, die voorreg is te veel vir woorde. Ons loof U naam en ons vra U, Heer, dat ons as gereddes sal leef, dat ons die nuwe boom, die vrug sal lewer van die AA graad, die loofvergroen blaar sal produseer ter eer en verheerliking van U heilige naam. Gee, Heer,
dat ons in ons geloof nie net die maklike en die mooi en die gladde sal aanvaar nie, maar dat ons die moeilike, ja selfs die sware en die glibberige ook sal aanneem om werklik waar voluit kind van U te kan wees en as gereddene in hierdie tyd te bestaan. Ons bid vir almal, Here. Ons bid vir almal in beproewing, hulle wat bang is, hulle wat in vrees leef, hulle Here wat hartseer is, hulle wat onseker is, hulle wat met groot bekommernis die toekoms beheen. Maar ook, o Here, vandag in die klimaat van die boodskap, bid ons vir hulle wat afgestomp geraak het, vir hulle wat dit al sien as 'n geldige verskoning om nie bereid te wees om prys te gee en opofferings te maak vir U nie. Here, laat ons almal onsself weeg en elkeen wat hierdie woord hoor, dit in opregtheid so sal doen, om ook te hoor, dis maar net weer U liefde en U goedheid en U stem wat die skape roep na veiligheid, na verlossing, redding, bevryding, verbetering. Amen. Die genade van God, onse Vader, die verlossing in Christus, deur die genadevolle werking van die Gees is met ons. Amen.